Kom ons staan en dan loof ons die Here, dan al kan jy weer jou sitplek inneem. Met hande hoog sal ons U prys, met harte oop ons lof bewys, want U is altyd waardig. Hier in ons lofsang vir U leef, in ons aanbidding bly beweeg. Ons is hier vir U, hoor ons hallelujahs. Kom en word verheerlik hier, ons kroon U weer en weer, koning van die eeuwe. Kom en neem alleen die eer, ons lê ons kroon neer, koning van die eeuwe. Met hande hoog sal ons U prys, met harte oop ons lof bewys, want U is altyd waardig. Hier in ons hofsang vir U leef, in ons aanbidding bly beweeg. Ons is hier vir U, hoor ons hallelujahs. Kom en word verheerlik hier, ons kroon U weer en weer, koning van die eeuwe. Kom en neem alleen die eer, ons lê ons kroon neer, koning van die eeuwe. Wees koning van ons harte, Here neem beheer. Wees koning van ons lewens, Here meer en meer. Wees koning van ons harte, Here neem beheer. Wees koning van ons lewens, Here meer en meer. Kom en word verheerlik hier, ons kroon U weer en weer, koning van die eeuwe. Kom en neem alleen die eer, ons lê ons kroon neer, koning van die eeuwe. Baie dankie vir Christus se plek neem. Daar sê, goeiemôre broers en susters en al die mooi kinders en dankie vir die musiekbediening. Jy weet, as jy so in die rugby geleedere is, dan vat dit lank om op te warm. Jy weet, soos daar nou binne in die lokkers en ons het op en af gespring, het 'n keer gegaan. Julle sal sien 'n paar ouens van die kerkraad is ook vandag geklee in hulle rugbyklere. So ons gaan skram en lyn staan en ons gaan al die ander goeders doen. Die rugbyballe gaan ons nou deurgooi. So let op, julle moet lekker wakker wees. Maar voor ons aangaan, groet mekaar gou 'n bietjie. Kom, steek jou hand uit en elke ou en daar sê, Dan, wil jy sommer vorentoe kom, Daniel, en met die kinders kan ek vir jou oorgee.
Dit is die laaste dag, dis die afsluiting. So ons is opgewonde om julle almal 'n goeie tyd toe te wens. So al die kinders kom gou vorentoe. Dankie oom. Ja, al die kinders bring gou julle kaartjies ook saam. Net as jou kaartjie vol is, kom staan gou vir my hier voor asseblief. As jou kaartjie nou nog nie vol is nie, onthou om vandag by Tannie Mimpie daarbo die stickers te kry en dan kan julle volgende week julle verrassing kry. Maar kom staan hier so voor, kom gou. So julle het 'n bietjie hierdie week of deur die jaar geleer van die vrug van die Gees en ek hoop julle het daarom bietjie iets geleer. Wys bietjie gou vir die gemeente hoe lyk julle kaartjies. Maak hom gou so oop. So vandag kry hulle nou die heel laaste sticker wat gaan dan oor die selfbeheersing wat hulle laasweek gedoen het. So hulle het my klomp foto's gestuur en ek gaan sommer nou vir julle ook julle stickers uitdeel. Maar ja, ek dink gemeente, kom ons gee vir hulle baie groot hande klap. Dit is goed gedoen. Kyk. En dan kyk dit gou Tannie Mimpie se gou hand daarop. So na die tyd, dan kan julle gou julle verrassing na die erediens daarbo by Tannie Mimpie gaan kry. OK, baie dankie julle. Jy kan sommer gaan sit en dan kom sommer die kant af en gaan ek vir julle stickers hierso uitdeel. Baie dankie. Ek gaan so maak. Kom maar verby. Daar's 'n hele paar. Dankie. Jy het almal nou stickers gekry. OK, onthou kry net daar na die tyd by Tannie Mimpie. Dankie Daniel. En onthou nou kinders, na die diens, dan gaan julle na Tannie Mimpie toe, dan kry julle 'n verrassing en die ouers sit dan met die gevolge daarna, want gewoonlik 'n verrassing is iets of een of ander suiker ding. So dan sit die ouers met die hiperaktiewe kinders vir die res van die middag. Mag geniet hulle, dis julle kinders. Vergun my asseblief die volgende afkondigings. Ek wil graag julle asseblief attent maak op die volgende. Die afsluiting van die kategete vind nou plaas. Julle sal julle sertifikate in die verskillende klasse kry. Dan ons tweedehandse, ons tweede lewe winkel is oop. My beker loop oor winkel. Dis net aan die oorkant van die pad. Winkelure is Dinsdag tot Donderdag, is van 1:00 tot 5:00 toe. Gaan maak gerus 'n draai daar. Moenie net 'n draai daar maak om goeders te koop nie. Gaan maak 'n draai daar om goeders ook weg te gee. Onthou net, jy kan nie jou kinders of jou man of jou vrou weggee nie. Verder kan jy al die ander goeders weggee. En troeteldiere ook nie. Los die troeteldiere ook uit. Maar al die ander goeders. So vrouens, julle kry die geleentheid. Jy praat een keer en sê, daai goed op die tafel, moenie meer hier wees nie. Die tweede keer, kom laai dit af by die winkel. En dan, mans, kom maar winkel toe en kom koop jy weer jou goed terug. So kom geniet dit. En dan onthou asseblief ons volgende belangrike datums, die 29ste November is ons kuierfees. Ons kuierfees is hierdie jaar hier by die kerk. En hou die afkondigings dop asseblief. Daar sal op dit sal daar info verskyn van wat en hoe ons dit wil doen. Ons wil graag vir julle dat julle vleispakkies bestel en ons wil graag lekker saam braai en ons wil lekker saam kuier. En dan neem asseblief kennis. Ons Kerssangdiens is op 1 Desember. Daar sal geen oggenddiens wees op 1 Desember nie en dan ons vra ons elke gesin ook vir ons 'n bordjie soet en sout sal saambring vir die kuier na die diens. En dan op die afkondigings het jy gesien Dominee François is met verlof tot 15 November. Nou ek wil graag onder julle aandag bring. Dominee François tans in 'n gesondheidskliniek ingeboek en hy ontvang terapie daarso en ons vra julle gebed en julle ondersteuning in hierdie tyd, nie net vir hom nie, maar vir sy gesin ook. En daar is baie goeie vordering, maar hy het nodig vir hierdie Sabbatsrus. En dit is nodig dat ons ook regtig vir ook ons ondersteuning vir hulle gee. So, stuur vir hom boodskappe, hy het sy foon by hom, maar ek vra ook in hierdie tyd, sit die druk wat daar partykeer is. En ons is partykeer geneig om te dink, ag man,
die dominee is reg, ons moet hom bietjie met van ons goeders moet ons regtig waar hy's nodig om ons te bedien, en dit is so, maar daar sit 'n man, staan op, dat hulle jou kan sien, gooi hom bietjie met die goed nou, hoor, asseblief, so, gebruik hom, dis wat die lekker is, jy weet, in die woord, dan praat daar in psalms, dan sê hy, jou seuns is 'n koker vol pyle, en daar's die koker vol pyle, so gebruik hom in hierdie tyd, en sterkte dan, en geniet dit ook, want dis in voorloop tot wat jy gaan doen volgende jaar. So sien uit daarna. Dis 'n eer om dit so te kan doen. So asseblief, en aan die ander kant is, hou dit in gebed. Terwyl ons in die voorbereidingslys praat, vra ek asseblief, gaan kyk vir ons, Reinhard en Zulke Meyer en die familie met die afsterwe van Baba Zion. Ouens, hou hulle asseblief in julle gebede, en ons vra ook en ons bid ook vir die Here se vertroosting daarso. Dan vergun my om die volgende mense net te noem, Hendrik Jacobs, gesondheidsprobleme, Wanda van der Mest, Suzette Fik, Nathan Horren, Willie Nienaber Jr., Johan Skeepers, Gerrit Nel, Elfrida van der Merwe, Marisa Spannenberg, dan die baby Koekemoer, Rina van Staden, Eta de Beer, Ad Foster, Ewert Lombard, William Tolla Niemand, Hanlie Blignout, William Elise Nienaber, Johan en Frida Havenga, Johanna Oosthuizen, Anna-Marie Vermaas, Ronel van Sail en Rudy Botha se pa Johan. En onkologie het die Boshoff, Anton Erasmus, Martin Bronkhorst, Chandri Raman, Henny Nudee en Isie Steenkamp se susterskind Frida. En as ons dit so hoor, dan vra ek jou nou, daar waar jy nou sit jou hand so op daai papier en kom ons doen 'n gebed. Jou hand net so op die papier. Hemelse Vader, dankie Here, dat ons as 'n geloofsgemeenskap nou 'n profetiese handeling kan doen, deur ons hand so op die papier te sit, maar deur te sê, Here, ons sit ons ook ons hand op ons medebroers en susters se skouers nou, dat hulle daai ondersteuning kan ervaar. Elkeen wat se naam nou genoem is, dat hulle daai samesyn en daai inspraak deur U Heilige Gees kan ervaar. Here, en dankie dat ons kan herstel en kan genesing en verwerking en net verbetering kan vra uit U hand uit. Here, kan ons ook vir hulle bid, nie net vir liggaamlike herstel nie, maar ook vir liggaam, siel en gees herstel in daai kosbare teenwoordigheid van U inspraak in hulle lewe. Here, ek kom bid ook vir hulle mense rondom hulle, want hier is nie individue wat net staan, dit is gesinne, dit is families, dit is vriendekringe wat deur dit geraak word. Here, ek kom bid vir U inspraak en U sagte salwing en U aangename reuk waar U inbou in mense in. Dankie dat ons dit kan vra uit U hand uit. Here, dankie dat ek kan vra vir U Heilige Gees se teenwoordigheid en betrokkenheid by elkeen van hierdie persone. En mag hulle ook elke dag intens bewus wees van U koestering en U omvou van U liefde vir hulle. Dankie vir goedheid uit U hand uit en dankie vir U liefde en genade. Nou ja, kom ons staan en kom ons gee lof aan die Here. Faith
so staan, wil ek net graag vir julle vra, ons op my hart gedruk vanmôre, julle weet, ons het die verkeering gedruk, en so voor die kollekte, wil ek ook daarom net bid vir dit. En vir julle sê ouens, daar op die plaas, is dit seker een van die uitdagendste toestande waarin ons was die afgelope lente. Jy weet, gewoonlik is daar reën in September, en daar was nie. En gewoonlik is daar in Oktober, en daar was baie min. En daar is nie meer voer nie. En dit is moeilik. En dan staan ek by die huis, dan kyk ek so uit na die beeste. En weet julle wat? In die aand, dan lê hulle in herkou. En ek weet nie waar kom die gras vandaan. Ek weet nie. Maar ek weet wel, daar's 'n God wat vir my en vir jou sorg. Daar's 'n Skepper Heer wat vir ons omgee. En nou in die week val daai reën. En dit reën nie gras nie. Reën glad nie gras nie, maar ek kan vir jou sê, die gras het al gegroei van eergister na gister na vandag toe. En dit skep 'n ou. As ons hierdie goed so sing, hierdie somer Kersfees, dan skep dit in 'n ou so daai warm gevoel van ons het 'n Skepper God wat vir elkeen van ons omgee. En mag jy dit ervaar as ek vir ons nou 'n gebed doen. Kom ons staan net so. Dankie, dankie, dankie. Vader, Seun en Heilige Gees. Dankie Here vir u genade oor ons uitgespreek. Dankie dat daar uitkoms is. Dankie dat u guns vir ons gee. Dankie dat ons dit kan ervaar. Here, dankie dat ons daai warm gevoel wat ons nou net van gesing het, hierdie helder somer Kersfees, wat ek nie kan dink wat in enige van die ander lande in die wêreld is nie, maar wat hier so uniek aan hierdie suidpunt van Afrika is, dat u vir ons so 'n somerson salwing gee. En Here, dankie dat ons elke dag kan uitsien na dit. Dankie dat ons vandag in u huis teenwoordig is, en dat ek u Heilige Gees se impak en net se inspraak oor elkeen kan toebring. Here, dankie vir die genadegawe, en dankie vir die vooruitsig van verdere reën, en dat u vir ons hoop gee, hoop vir 'n nuwe seisoen, en dat dit ons nuwe lewe gee, en nuwe impak gee. Dankie dat ons dit mag bid, in die naam van Jesus Christus ons Verlosser. Amen. Dankie, julle kan hulle sitplekke inneem, en ek gee geleentheid vir kollekte. I worship you.
Dankie aan die musiekbediening, ons waardeer dit. Daar is hy, kom ons maak die oë toe. Hemelse Vader, dankie vir hierdie Sondag uit die hand uit. Unieke dag, dag van rus, 'n dag van seën, 'n dag van inspraak. Here, en dankie dat ons ook kan vra dat U ook dan nou die woord sal oopbreek en dat U vir ons attent sal maak daarop. Dat dit nie maar net 'n halwe geleentheid is nie, maar dat U vir ons sal toerus soos wat U dit voorsien en beplan het. En Here, dankie vir 'n geleentheid wat ons U woord het om dit te kan deel met almal rondom ons. Dankie vir U guns en voorsiening. Dankie vir U seën en koestering en dankie vir U liefde en genade. Amen. Nou moet daarom vir die ouens aanlyn ook sê baie welkom en mag julle dit ook geniet. Nou, ek wil graag vir ons vanmôre lees uit 1 Konings 19 en dan gaan ek lees en bietjie verduidelik en dan weer 'n keer lees en bietjie verduidelik. So ons gaan nie heeltyd die ding net deurlees nie, maar gaan vir my gerus na 1 Konings 19 toe vanaf vers 1 af. Ek sê vanmôre, ek sê wie of wat behou jou aandag? Nou ek hoop dat die feit dat ek die kerkraad al reeds laat rugbytreye aantrek, het al reeds jou aandag behou, want miskien het jou vrou, jy weet, vanmôre gesê, maar ons gaan nie na 'n game toe nie. En jy het gesê, nee, maar ek moet hierdie trui aantrek, jy weet, want ek het in die week het ek vir die manne gesê, asseblief manne, jy weet, trek julle rugbytreye aan, ek het spanmaats nodig vandag. So, dis nou die spanmaats, en julle sal hulle nou sien, maar spanmaats staan net op, dat die gemeente daar nou net kan sien. So, daar bo kom, manne in die groen, daar so is daar, jy sien, skielik staan 1, 2, 3, 4, 5, so 6, so, daar is hy, dankie manne. So, nou sien julle al, ne? As jy nou wil, is jy nog rugby in Springs op 'n Saterdag, dan kan jy het 'n paar reserves wat jy nou kan gebruik. Ek weet nie hoe lank hulle nou op die spelerslys of wat hulle op die krikkelys gaan wees nie. Maar daar is hy, daar is die manne nou. En so ek het gehoop dat dit sou wees wie of wat behou jou aandag. Jy weet, toe het ek nou in die week gesê, manne, trek julle rugbytreye aan. Maar toe het ek ook 'n tweede boodskap aan hulle gerig. En ek het gesê, as daar iemand is wat 'n All Black trui het, maar ek het so nakies gesê, ag sies man, jy weet, ons is mos nou nie lief vir die All Blacks nie. Maar as nou iemand is wat 'n All Black trui het, moes hy vir my net agter die kapel, dit in 'n toegedraaide pakkie gee, want ek wou die All Black trui gebruik tydens die diens. Maar ek was nou daar agter die kapel, maar daar's geen toegedraaide pakkies nie, so ek weet dat almal in hierdie kerk is loyale Springbok ondersteuners. So dankie manne. Julle het regtig my vertroue versterk. Ek het gesê ek sou nie uitpraat as jy vir my 'n trui geleen het nie, want ek's 'n kerkmens, ek hou by my woord. So, maar daar het geen All Black trui gekom nie, maar ek skets nou net die scenario skets ek net om te sê rugby trui, Springbokke, All Blacks aan die ander kant. So, hou dit in gedagte. Kom ons lees uit die woord uit. 1 Konings 19. Toe Agab vir Isebel alles vertel wat Elia gedoen het, hoe hy al die profete met die swaard doodgemaak het, stuur Isebel 'n boodskapper na Elia om vir hom te sê, mag die gode my swaar straf, as ek nie môre teen hierdie tyd jou lewe maak, soos die lewe van een van hulle nie. Hy het bang geword, gereed gemaak, en uit vrees vir sy lewe pad gegee. Nou kom ons skets net gou die bietjie die situasie. Elia is 'n profeet, in hierdie tyd waar Agab en Isebel 'n duiwelse, 'n demoniese heerskappy voer in Israel. Iets verskrikliks. Nou, as ou Agab so half in 'n vertwyfeling is, dan kom Isebel en sê sy, ek gaan vir jou net wys hoe verneig kan ek wees. En as jy 'n bietjie voor dit lees, dan sien jy dat sy het 400 Baal profete gehad, wat in haar paleis vir haar gehelp het met al haar towery en heksery en gemors. So sy het 400 ouens gehad. En dan sy 400 ander gehad wat nog aan die buitekant ook besig was om ook nog steeds die Baals en die Asheras en die Astartes te vereer. So hierdie tannetjie het lekker spiere gehad. En dan kom daar 'n konfrontasie op die berg van Karmel.
en Elia is daarso. En dan is dit daai gedeelte waar hy sê, maar sit julle altaar daar neer, en sit al die goed op die altaar, en gooi water oor die altaar uit, en bid tot julle God, om te sien, gaan julle God dit antwoord, hierdie gebed van julle antwoord. En hierdie ouens gaan te kere, né? Hulle trek al die stops uit, maar niks gebeur nie. Net mooi niks gebeur nie. En dan kom Elia, en dan sê hy, maar kom ons gaan na my altaar toe. En julle kan selfs op die offerdier, kan julle selfs water uitgooi. En dan bid hy tot die Here, en dan word sy offer aanvaar. Nie net die offer nie, dit verteer selfs die klippe van die altaar. En dan maak Elia die Baal-profete dood. So hierdie ou Elia kom eintlik met 'n stuk kragtadigheid nadat hy oorwinning gekry het oor die Baal-profete. En nou kom Isebel, en wat se boodskap stuur sy vir hom? Sy sê, mag die gode my swaar straf as ek nie teen môre teen hierdie tyd jou lewe maak soos die lewe van een van hulle nie. En dan hierdie vers 3 is vir my net so, en dan wil ek amper sê, hey Elia, wat het jy so pas net die vorige hoofstuk gedoen? Want kyk bietjie wat sê hy het bang geword, gereed gemaak, en hy het vrees vir sy lewe gevlug. 3 goed. Hy was nie dadelik, hy het bang geword. Vir wat het hy bang geword? En dan die ander gedeelte, kan jy nou dink, 'n ou maak jouself gereed. Hy het homself in 'n sekere sin gereed gemaak, en hy het vrees vir sy lewe gevlug. Nou toe ek hierdie ding gaan lees, toe sê ek, maar ek wil bietjie kyk, wat sê vrees? En ek gaan kyk in dis mos maar ons riglyn. Ek gaan kyk in die HAT en sê, definieer bietjie vir my die woordjie vrees. Die woord word gebruik vir bang, angs, bevrees, benoud, met onrus vervul, bekommerd, skie, vreesagtig, twyfel, onseker, glo nie en vrees. Dis 'n dosyn woorde wat heeltyd net hierdie ou in 'n sekere posisie indruk. En kan jy dink dat jy met ander woorde 12 kwaliteite vat en jy fokus op al 12 daai kwaliteite, wat is jy besig om te sien? Hoe is die vyand besig om die wol oor jou oë te trek en jou ongemaklik te maak? Hy sê, toe hy in Berseba wat aan Juda behoort aankom, het hy sy dienaar daar agtergelaat. Dis 'n volgende een. Hy het nou 'n ou wat saam met hom is, sy huld. Nou sê hy vir hierdie huld, nee, bly maar. So in al hierdie 12 goeters van vrees, hoe bevrees was hy? Hy self het egter die woestyn ingegaan, 'n dagreis ver. So hoe moedeloos is hy? En hoe ver, 'n dagreis ver in die woestyn in. Dit is mos nou om te sê, maar weet jy wat, ek is nou besig om regtig waar, die vernietiging is nou daar. Daar aangekom het hy onder 'n wit besembos gaan sit en gevra dat sy lewe tot 'n einde moet kom. Hy het gesê, dis nou genoeg, Here, neem my lewe, want ek is nie beter as my voorouers nie. Hy het gaan lê en aan die slaap geraak onder die enkele wit besembos. Dis nou genoeg, Here. Hoeveel keer het ons al in ons lewe ook partykeer gesê, dis nou genoeg, Here. Maar op wat het jy daai genoeg gefokus? Wat het gemaak dat jy by 'n punt gekom het en gesê, dis nou genoeg, Here? En ek wil net hê jy moet hierdie eers nou in jou kop kry. Want nou gaan ons gaan nou so 'n bietjie vir 'n advertensie breek. Ek het die basis geskep, hou dit in jou gedagtes. Die haka. Die haka is mos nou bekend aan ons, né? Met die rugby, en dan staan daai manne, en julle sien daai fotootjie, dan is dit voor die wedstryd, dan kom daai manne, dan staan hulle met die haka, en dan gaan staan hulle so in 'n half sirkel, en dan is hulle nou teen die opponente, en daar is hulle nou besig. Daar het ek nou een prentjie van hulle gekry, en is nou baie, jy weet, die haka teen die springbokke hierdie kant. Kyk hierdie springbokke, jy weet, hierdie manne hou mekaar net vas.
Is dit nou miskien uit spangees of is dit uit vrees uit? Ons weet nie, ons sal vir hulle moet vra. Die haka verder gaan gepaard met gebare, postuur, harde geskree, gesigsuitdrukking, in koreografie. Met ander woorde, daar is 'n hele plan dat hierdie haka moet funksioneer. As jy nou gaan kyk daarso, dan sien jy, my maat, daai manne, nou, kyk, hulle is nie bietjie nie. Kyk, hy tweede een, hy kry so lekker sy oë selfs toegeknyp. Nou, en hulle is besig met hierdie haka. Nou sê hulle daar's 'n hele manier van, as jy nou na die haka toe gaan, wat jy moet doen, is jy moet die ouens intimideer wat voor jou staan. Heel eers moet jy jou oë so groot as moontlik maak, né? En dan moet jy 'n postuur inneem wat gewoonlik nie is nie, so jy moet sak in jou lyf hierso, né? En dan moet jy jou hande in die lug sit. En dan moet jy nou begin om jou nek te trek, né? En jy tande uit te steek. En jy begin klap en te kere gaan, né? Nee, dit was nou die haka. Nou is ek besig om te intimideer. En hierdie ouens, en met die springbokke lyk dit miskien anders, maar as ek nou daar gaan staan, nou, en dit is Brakkanjan se gemengde skool, se rugby-span wat teen speel, teen die tyd dat ek die derde, dan is die laaste ouetjie aan die ander kant van die veld. Of al 14 of 15 van hulle lê, flou, boe. Want dit is intimidasie. En hulle intimideer so. Maar toe ek na die haka gaan kyk, toe sê ek, maar daar's mos nie 'n haka trofee nie. Is daar? Nee, sê die All Blacks wat dit doen. So daar's geen haka trofee nie. So kom ons gaan kyk na die ware feite. Wat gebeur met die haka? Die ware feite is altyd belangrik. Nou waar kom die haka vandaan? Dis in 1905 is dit opgevoer. Hulle noem hom die Kamate haka. Dit is saamgestel deur 'n ou Rapara van die Ngati Tua stam. Goeters wat amper nie eens kan uitspreek nie. En wat doen dit eintlik? Dit herdenk 'n geleentheid in 1810 toe hierdie Rapara, toe hy gevlug het. Hy het gevlug vir die ouens wat hom gejaag het. En wat het hy toe gaan doen? Hy gaan kruip in 'n graanput weg en hy gaan kruip toe onder 'n vrou se rok weg. En toe hy nou uit die ding uitkom, laat sy vyande weg is, toe gaan maak hy nou die haka. So lyk dit nou vir jou soos 'n verskriklike intimiderende storie. Nee, glad nie. Eintlik kom dit nou agter en sê, "Jou stupid." Nee, jy het nie eers hier by 'n punt gekom waar jy bietjie manhaftig kon optree nie. Jy het toegelaat dat 'n vrou jou beskerm. So dit lyk vir my so bietjie 'n half lafhartige en net so situ storieetjie. Jy sien, as die springbokke daar so staan en hulle kyk na hierdie ouens vir die haka, dan kan hulle miskien sê, ja manne, ons gaan geïntimideer word. Maar ek dink nie dis wat Rassie Erasmus vir hulle leer nie. Ek dink Rassie het 'n ander strategie wat hy vir hulle leer. En dan sê hy dit vir die springbokke, en as die springbokke so kyk, dan kry hulle so halwe glimlag op hulle gesig. Want jy sien, as daai ouens so staan, dan sê Rassie, jy moet onthou manne, hierdie manne staan nou daarso, en hulle is nou besig om die haka te doen. Maar dan sê Rassie, jy moet onthou, julle springbokke moet onthou, hierdie ouens ry met 'n toerbus rond. En as hulle met hierdie toerbus rondry, ry hulle van plek tot plek. En manne, kom ek bemagtig julle gou-gou, dat ek julle ook in die regte lyn kry. Want as hierdie ou nou so begin staan, so, sit sy hande so in die lug, en maak sy oë so groot, dan sê hy, ek is so bang, want hoekom het hulle vir my die sleutels gegee van die toerbus? En ek weet nie wat om dit te doen nie, want ek het die goed vergeet, en nou soek ek in hierdie sak, en ek soek in daai sak, en ek soek in hierdie broeksak, en ek soek in daai ene, en ek my knie word skoon lam, en ek weet nie wat daar aangaan nie, en ek kan selfs in die lug spring van frustrasie, want al hierdie ander broers van my, steek van my tong uit, sê, waar is die sleutel? Hoe lyk dit nou? Hoe het jy nou by 'n punt gekom? En hoe sien jy nou die haka? En hoe gaan jy volgende keer, as dit weer een van hierdie epiese stryd stories is, tussen die Springbokke en die All Blacks, dan gaan jy sê, daai oomie daar in die kerk, het 'n ander konsep van die haka vir ons verduidelik. Hi shame, kyk hoe soek hy sy sleutels, en hy kry dit nog steeds nie.
En hulle soek dit al van 1905 af. Dit gaan oor hoe jy die goed sien. En dit gaan oor hoe Elia hierdie goed gesien het. Wat is die ware feite van Elia se verhaal? Kom ons gaan terug na hom toe. Hy lê onder die wit besembos. Hy het gesê, Here, laat ek maar eerder net doodgaan. Wat's die ware feite? Skielik was daar 'n engel wat hom aanraak en vir hom sê, staan op, eet. Daai ware engel is God se hart vir hom. Sê, staan op, eet. Hoeveel keer in jou lewe sit jy en jy sê, maar ek kan nie. Hoeveel keer sê God vir jou, staan op, eet. Staan op, eet. En dis nie staan op, eet, net so vet bol pap. Staan op, eet van my woord, eet van my waarheid, eet van my inspraak. Toe hy rondkyk, is daar so waar by sy kop 'n roosterkoek op gloeiende kole gebak en 'n fles met water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Maar die engel van die Here het 'n tweede keer teruggekom, hom aangeraak en gesê, staan op, eet, want die reis gaan vir jou te veel eisend wees. Hy het toe opgestaan, geëet en gedrink. Jy sien, dit is vir my so interessant, dat dit is nie net 'n eenmalige geleentheid nie. God het 'n bemoeienis met ons. Dit is amper asof hy sê, maar my kind, as jy die eerste keer nie regkom nie, probeer 'n tweede, probeer 'n derde, probeer 'n vierde keer. Ek voorsien dit vir jou. En kyk dan, wat gebeur dan? Dit is wat vir my so indrukwekkend is, van hierdie verhaal van Elia. Met die krag van daardie voedsel, het hy 40 dae en 40 nagte geloop, tot by Horeb, die berg van God. Daar het hy in 'n grot ingegaan, en daar oornag, en kyk, die woord van die Here het tot hom gekom. Hy is in staat om vir 40 dae en 40 nagte, hy het nie gesê 40 dae, en dan het hy 40 nagte geslaap nie. Jy moet die woord letterlik vat op dit waar daar staan. Nadat hierdie ou hierdie kos geëet het, was hy in staat om vir 40 dae en 40 nagte te loop. Dit sê nogal vir jou van uithou vermoë, né? Maar dis nie sy uithou vermoë nie. Dis wat God in hom vestig. En daaroor vir my en vir jou ook. Ouens, as ek nou moet sê, asseblief steek hande op, dinge gaan swaar. Dan staan nie een wat sy hand nie af is nie. Almal se hand is op, want dis 'n interessantheid van die lewe. Ons gaan gebuk en ons gaan deur probleme gaan. Ek kan nie vir jou 'n smooth sailing lewe voorsien nie. Nêrens. Dit is net nie so nie. Gaan lees die Bybel, gaan lees die evangelies, gaan lees die Nuwe Testament. Dit is nie maklik nie. Maar weet jy wat? God sê vir my en vir jou en sê, staan op. Staan op. Kyk met die oë wat ek jou wil gee, want dan sien jy die situasie anders as wat dit is. Elia gaan in 'n grot in, en hy sê, en kyk, die woord van die Here het tot hom gekom. En toe ek deur dit lees en ek doen my beplanning, toe sê ek, sjoe, eintlik is ons daarom nogal baie, ons is baie bederf, né? Elia moet 40 dae en 40 nagte moet hy stap, dat die woord van die Here tot hom kom. Hier is die woord van die Here. Dis in ons hand, dis by ons, dis konstant daar. Ek kan dit enige tyd, kan ek oopmaak. En as ek so oopmaak, dan kan ek sê, ja, maar, daar's 'n vers. Daar's 'n vers, daar's iets wat tot my spreek, hier's iets wat tot my spreek. Ek kan boekmerkies insit, ek kan die goeters gaan staan en onderstreep, ek kan dit toepas in my lewe. Ons is bederf, want ons het daagliks die woord van God oral waar ons gaan. Ons sit met die goeters op ons selfone. Ons sit met duisende tekste op ons selfone. Ons kan hierdie goeters deel met mekaar. Ons kan so baie dinge rondom dit doen. Die woord van God is die Bybel. Dis waaroor ons die afgelope 3-4 weke gesê het. Ouens, kom by die memorisering van dit. Kom by die memorisering van teksverse. Kom by 'n geloofsverklaring van waarheid. Wat jy gebaseer het op die teksverse wat jy het. Glo dit daagliks, verklaar dit en bid dit. Moenie vir 'n oomblik sê, ag, nou sit net my stilte tyd nie. Jy ry daar in jou kar, jy kry 'n teksvers, sê daai teksvers 10 keer op.
Jy sit daar by die werk, jy het 'n screensaver op jou rekenaar, sit daai teksvers daarop. Jy's daar by die huis besig in jou werkswinkel, manne. Skryf die ding op 'n plankie, slaan hom daar vas teen die muur. Kom ons wees kragdadige Christene wat hierdie goeders vir ons toeëien, vat dit met albei hande en gaan gebruik dit, want dit gee vir ons die krag. Wanneer ons teruggaan na die storie van Elia toe en sê, God verskyn nie in die wind nie. God verskyn ook nie in die aardbewing nie. Hy verskyn ook nie in die vuur nie. Maar waar verskyn hy wel? Hy verskyn in die sagte gesuis van die wind. Hy verskyn in die sagte gesuis van die wind. En my vraag aan jou vandag is, hoor jy dit? Hoor jy daai sagte gesuis van die wind, wanneer God aan jou wil verskyn? Maak jy nog tyd? As ek by die huis gekom het vanmiddag, na 'n wille dag van werk, maak jy tyd om te sê, nou is dit tyd met my en die Here. Maak jy tyd in die oggend, of is dit as daai wekker afgaan, is jy al reeds 'n halfuur te laat, en jy het nog nie eens jou klere aan. Ja? En dan is dit roei en stoei en storm en drang, en jy glo nie wat gebeur nie, né? En jy moet in 'n 60 km/h sone, moet jy 180 ry. En dan sit al die ander ouens se skuld voor jou, want jy moet by die werk kom. Want jy sien, ons moet fyn oplet na die strategie van die vyand. Die strategie van die vyand is om ons besig te hou, om ons aandag te trek, om ons by 'n posisie te hou waar ons gefokus is. As die bank nie bel nie, dan sit 'n tellybemarker wat bel. As die tellybemarker nie bel nie, dan is dit een of ander ding van SARS. En as SARS nie daar so is nie, dan is die munisipaliteit wat my teen die mure uitjaag. Maar wanneer raak ons stil? Want as ons stil raak, dan kan ons in die sagte gesuis van die wind, kan ons vir God hoor en sal ons hoor. Maar ek verstout my om te sê, as ons raak nie stil nie. Hoor wanneer Elia wanneer God in hy sagte gesuis aan hom verskyn en sê, ek het my volle ywer getoon vir die Here, die God van alle magte, want die Israeliete het u verbond verlaat, die altaar het hulle afgebreek, en die profete met die swaard om die lewe gebring. Ek alleen het oorgebly, en hulle soek my lewe om dit te neem. Hoor uit Elia se perspektief. Hy sê nog steeds, ek is net alleenig. Het ek vir 40 dae en 40 nagte geloop tot by die berg. Here, ek het alles gedoen, ek het my alles gegee. Wat sê die Here? Toe sê die Here vir hom, gaan terug op jou pad deur die woestyn, na Damaskus toe. En nou kom vir my die interessante. Wanneer jy daar aankom, moet jy Hazael as koning salf oor Aram. Jy, seun van Nimsi, moet jouself as koning oor Israel. En Elisa, seun van Safat uit Abel Megola, moet jy salf as profeet in jou plek. Hoor nou die strategie van die Here. Hy sê, wie aan die swaard van Hazael ontkom, jy sal hom doodmaak. Wie aan die swaard van jy ontkom, Elisa sal hom doodmaak. Maar ek het in Israel 7000 laat oorbly. Dis al die knieë wat nie voor Baal gebuig het nie, en elke mond wat hom nie gesoen het nie. Hy het 7000 laat oorbly. En wat het Elia gesê in die begin? Here, ek's die enigste een. Weet jy dat jy nie die enigste een is nie? Weet jy ook dat jy nie die enigste een is wat met daai probleme in jou lewe sit nie? En jy kan daai probleme noem, ouens. Of dit nou moeilike kinders is, of dit 'n moeilike vrou of 'n moeilike man is, of dit nou 'n moeilike familie of 'n moeilike skoonfamilie is, of dit 'n erge tiran van 'n baas by die werk is, of dit erge finansiële probleme is, of dit depressie is, of dit verslawing is, jy kan hulle kap. Ek kan seker nog 500 van, maar weet jy wat is interessant? Jy sit nie alleenig met dit nie. Jy sit nie alleenig met dit nie. God is daar om jou toe te rus. Ek sê daaronder, Elias, dis nie so alleen soos wat hy gedink het nie. En ek wil vir elkeen van julle sê, jy's ook partykeer nie so alleen soos wat jy dink jy is nie. Hy's deel van 'n leerskare wat deur God gebruik word, want dit is waar ons is. Julle, elkeen wat hierso sit en elkeen wat op die uitsending is, sal en moet en kan deur God gebruik word. En kan kragtig deur God gebruik word. Maar ouens, ons kan net kragtig deur God gebruik word as ons die werklike waarheid ken.
En as ons weet hoe dit lyk, en kom ons maak dit prakties. Jy weet, dis ons basies. Hier's mos 'n paar ouer manne wat in die weermag was. Onthou julle daai basies? Onthou die ou manne dit? Né? Die Engelse praat van bootcamp, maar ek is geneig om te sê nee, wat die bootcamp is so 'n Engelse softie storie. Ek dink die basies was meer, hulle het ons nogal laat klippe kou daar, né? Maar een van die eerste goed wat hulle op daai basies gesê het is, ken jou vyand. Ken jou vyand. En wat wil die vyand doen? Die vyand wil jou laat groot oortrek, hy wil nek uitsteek, tong uitsteek, hy wil in 'n ander posisie kom, hy wil jou soos die hakka intimideer. Dis wat hy wil doen. Nou het ek 2 goed gevat. Wat ek gedoen het is, ek het 'n steekproef, het ek gaan doen in al die mense rondom my wat ek ken. Moenie worry nie, ek ken meer mense in Delmas as in Springs. So julle kan sê, dis nie met julle, ek het met ouens in Delmas het gedoen. Ek het 'n steekproef daar gaan doen en ek gaan sê, ek wil net 'n bietjie kyk, hoeveel ouens is hier, daar, dit, so. Toe kom ek agter, daar's eintlik 2 goeters wat redelik universeel is. Jy gaan min gesinne, families, werkomgewings kry waar daar nie iemand met depressie sit nie. En dan gaan jy ook min plekke kry waar daar nie iemand sit wat finansiële probleme het. So ek wil net bietjie 2 dele van die vyand vanmôre identifiseer in hierdie laaste 10 minute en vergun my die geleentheid. Sê, ken jou vyand. Die eerste vyand is die hakka van depressie. Onthou, ons is in 'n oorlog. Wat staan in God se woord teenoor dit wat jy sien? Wat laat jy toe en wat staan in sy woord? Hoe lyk my en jou geloofsverklaring as ons begin oorlog voer teen hierdie boosheid? En ek het gegaan in my voorbereiding en ek het 'n eenvoudige oefening gedoen. Ek het net gesit, ek het net my foon gevat en ek net gesit, Bybelverse teen depressie. En weet julle wat's interessant? Ek was nie eers 5 minute besig nie, toe kry ek die beste part van 43 Bybelverse teen depressie. 43 Bybelverse. Ek het nie eers 10 minute gesoek nie. Ek het gaan kyk na finansies, toe kry ek 46 Bybelverse wat sê, so moet jy jou finansies hanteer. En omdat ons in 'n oorlog is, en omdat ons in 'n geestelike oorlog is, kan ek jou nie hier uitstuur, net deur vir jou net so bietjie te praat nie, moet ek jou toerus vanmôre. En dit is waaroor ek my boetas hier het. Hulle gaan my help om julle toe te rus. Ek het vir elkeen van julle wat hier so sit, het ek so uitdruk gemaak, sodat jy hierdie ding kan vat, en dat jy dit as 'n instrument kan gebruik. En as jy nie depressie het nie, gaan gee dit vir jou wat jy weet depressie het, want elkeen van julle wat hier so sit, weet van iemand wat depressie het. Elkeen van julle wat hier so sit, weet van iemand wat een of ander finansiële storie, en een of ander probleem het, of een of ander finansiële verknorsing is. Julle weet dit. Ons weet dit, ons sien dit. Ons sien ouens wat nie 'n lewe in oorwinning leef nie. Ons sien ouens wat so krom deur die lewe gaan. Dis maar net taaf, dis maar net moeilik. Hoe gaan dit? Ag nee, wat weet jy wat? Ek gaan maar net weer aan. Moenie maar net weer aangaan nie. Maak gebruik van die geleentheid. Nou julle sal sien, is interessant. Ek gaan net vir julle die metodiek gou verduidelik. Daar's 'n teksvers. En dan staan so 'n streepie langs die teksvers. En ek gaan nou nie al 43 van die depressie een met jou doen nie. Want dan gaan ons sit tot vanaand toe. Ek sal dit geniet, maar ek dink 'n paar van julle gaan begin honger raak. Nou, die finansies ene ook, dan sit ons tot môreoggend toe. Maar ek gaan net vir jou die metodiek verduidelik. Daar's 'n teksvers en aan die bokant is daar so 'n streepie. Wat jy doen is jy kyk na die teksvers. En dis die teksvers wat jy kan memoriseer. En ek sê nie jy moet al 46 of 43 memoriseer nie. Maar ouens, maak moeite. Maak moeite. Weet jy wat? As ons vir 3 ure kan sit in ons gemakstoele en simpel prentjies kyk van hondjies en katjies en dronk mense, dan kan ons dan sekerlik 'n halfuur sit en ons kan 1 of 2 of 3 of 4 teksverse gaan memoriseer. Of as ons na een of ander nikszeggende sepie kyk en ons sê, ons is nou besig om te binge series op hierdie ding. Hoekom wil jy vir 8, 12, 16 ure, 2 dae van die maand, wil jy sit en wil jy na 'n stuk data kyk en die oomblik as die data afgaan, wil jy amper slange vang. Ons is besig mos om tyd te mors. Ons is mos besig om geleenthede te laat verbygaan.
So, kyk na die teksvers. Wat sê hierdie teksvers? Toe antwoord Jesus hulle, die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie, maar die wat siek is. Ek het nie gekom om mense wat op die regte pad is tot bekering te roep nie, maar sondaars. En dan gaan skryf jy 'n verklaring daarvoor en sê jy, en onthou, ek werk nou met die hakke van depressie. So, wat sê die hakke van depressie? Die eerste ding is, Here, ek's nie gesond nie, maar ek het u genesing dringend nodig. En jy skryf dit daar, Here, ek's nie gesond nie, maar ek het u genesing dringend nodig. Wat sê die volgende? Hy sê, laat jou sorg aan die Here oor, hy sal vir jou sorg, hy sal die regverdige nie in die steek laat nie. Sê, Here, dankie, daaroor staan ek op Psalm 55 vers 22, wat sê ek mag my sorge aan u oorlaat. En dan gaan skryf jy dit neer daar. Die derde een sê, moet oor niks besorg wees nie, maar maak aan alles julle begeerte deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Nou gaan jy verder met jou geloofsverklaring en sê, daaroor Here, soek ek daai vrede van u, en dan besef ek moet oor niks besorg wees nie, en as ek oor dit besorg is, maak my nou vry daarvan. En dan kom hy, Spreuke 17:17 sê, op 'n vriend se liefde kan jy altyd reken, jou broer is daar met die oog op jou nood. Dankie Here, dat u nou vir my wys, dat daar mense is, na wie ek toe kan gaan, sodat hulle ook vir my kan help, in hierdie verlossing van dit. Nou het jy 'n geloofsverklaring gemaak, wat baie sterker is, as net om te sê, ek weet nie hoe gaan ek deur dit kom nie. En as jy volgende keer sukkel, dan trek jy weer hierdie papier nader. En dan vat jy van die ander verse. En so kan jy miskien vandag 1 of 2 of 3 doen, en 'n week later kan jy 5, 6 en 7 doen. En voordat jy weet, het jy 43 verklaringe oor depressie gedoen. En as jy besig om hierdie hakka, wat ontstaan het, vanweë 'n ou se vreesagtigheid in 'n graanput, deur weg te kruip onder 'n vrou se rok, is jy besig om hierdie hakka meer as die nekslag toe te dien. En kan hy hakka maar gaan bussleutel soek, totdat hy blou word in die gesig, het gaan niks aan jou meer doen nie. Dat jy het jouself toegerus. Hoe lyk die hakka van finansies? Presies dieselfde. As ons wil weet van finansies, gaan na God se woord toe. Jy kan mos nie sit, Here, jy moet my uithelp, Here, jy moet my uithelp, Here, moet my uithelp. Is dit 'n grammofoonplaat wat vashak? Nee man, nee, ons moet mos konstruktief, moet ons mos effektief by 'n punt kom, waar ons in staat is om te sê, maar kom ons maak sin daarvan. Wat sê hy? Hebreërs 13:5, julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het. Want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. So, hoe lyk jou geloofsverklaring rondom hierdie ding? Here, dankie vir dit wat ek het. Dis die eerste ding, want jy het. Want jy het nie hier onder die vetplante uitgekruip vanmôre nie. Julle almal het hiernatoe gekom. Julle almal het 'n kas vol klere gehad wat oopgemaak is. Met ander woorde, daar's vir ons voorsien. Jy sit miskien partykeer in 'n finansiële verknossing vanweë swak besluite. Maar as ons begin by die eerste punt en sê, maar as ek bietjie my geldgierigheid een kan sit, hoe lyk dit dan? Dan sê hy, goed wat uit niks verkry is, word minder, maar hy wat met die hand bymekaar maak, kry altyd meer. Sê, Here, dankie vir dit wat ek het. Verlos my van hierdie geldgierigheid wat ek het. Leer my om te werk. Dis 'n eenvoudige konsep. Dit word tog in Genesis gesê. Daar staan nie die lotto-nommers in Genesis nie. Hy sê, maar die wat ryk word, wil word val in versoeking en strikke en baie dwaase en skadelike begeerlikhede wat die mens laat wegsink en verderf en ondergang. Here, weerhou my van hierdie goed. Weerhou my van versoeking, weerhou my van strikke, weerhou my van dwaase en skadelike begeerlikhede. En dan as jy nou volgende keer daar so staan, jy weet daar by Hi-Fi Corporation en jy kyk daai, jy weet jy wil skat net so pomp in die ribbes. Kyk daai 70 cm TV dan kan jy sê maar ek dink nie 70 cm is vir my nie. Ek dink 50 is goed genoeg. Of jy weet daai kar. Jy weet hy het alles, selfs reverse. Né?
Maar miskien het jy nie reverse nodig nie, dan kan jy miskien na 'n kleiner karrie toe gaan. So, jy weet, of die groter tekkies, bietjie hoër goed, want ek het dit nodig om die slaggate te vermy. Miskien moet jy net stadiger ry, en dan kan jy ook die slaggate vermy. So kom ons, dis waar 1 Timoteus 6 vers 9 inkom. Skoei jy dit, staan jy daar in daai High Five Corporation, sê Here, nie wat ek wil hê nie, maar wat U sê vir my nodig is. Of is jy besig om daai manipulerende gees, daai hakka toe te laat, om te intimideer en tong uit te steek en nek uit te ruk en nekare te laat swel? Spreuke 10 vers 22 sê, die seën van die Here, dit maak ryk. In moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. En dankie Here, dat U seën vir my ryk maak. En dan gaan jy sommer, dat U seën my ryk maak, dan gaan jy sommer, gaan kyk jy na jou gesin, dan vee jy sommer bietjie oor hy, as hulle slaap in die aand. Ja, daai moeilike tienerdogter wat jy voel, jy weet nie wat moet jy met haar doen nie, gaan vee oor haar koop, dankie Here vir die seën. Daai tienerseun, gaan geniet hom. Jou man, ag, as hy tog net so kan leef, en as hy tog net dit kan nie. Wanneer fokus jy eerder op die positiewe? Wanneer fokus jy eerder op die positiewe as wat jy op die negatiewe fokus? Wanneer fokus jy eerder op die goeders wat jy in jou geloofsoog sien, as wat jy net met jou fisiese oë sien? Jy sien, dis wat die Here van ons verwag. Ons moet optree, want ons tree met 'n toekomsverwagting op. Ons tree met 'n ander manier van sien op. Ons laat nie toe dat die vyand ons intimideer nie. Ons word toegerus met 'n magdom goed, maar 'n magdom Bybelverse wat eintlik God se woord is vir my en vir jou. En wat het die Presiaka gedoen? Wat was sy storie daarvoor? Sy hoe en aan, sy oë en aan, sy opspring in die lig. Die lewe is donker, jy's nie goed genoeg nie, ek wil niks van jou weet nie, jy sal dit nooit maak nie. Dis sy storie. Wat sê die finansies? Ag nee, weet jy wat, jy gaan altyd sukkel. Dit gaan net altyd swaar gaan. 'n Karring so op een noot aan. Wat sê God se woord vir my en vir jou? Daar's 'n ryk keer van inspraak. 'n ryk keer, want weet jy wat? Hierdie lot verse wat hier staan, een gaan tot my spreek en 'n ander een gaan tot jou spreek. Ek's nie noodwendig meer reg en jy's ook nie noodwendig meer reg nie. Maar dit gaan tot jou spreek en jy gaan toegerus wees. Gaan doen die huiswerk. Ek het vir jou maar 2 goeters geleer, maar gaan doen die huiswerk. Ouens, die tyd is besig om uit te loop. Julle is nodig daar buite, elkeen van julle. Hier's dit gemaklik, daar buite is dit moeilik. Maar daai moeilik is ek in staat om te vat en nie net aan te pak nie. Ek's in staat om dit te geniet in die naam van Jesus Christus. Toegerus deur sy Heilige Gees met impak en inspraak wat hy vir my en vir jou gee, want dan is ek deel van 'n wenspan. En dis hy wenspan. Ek het hulle nou laat hulle opstaan, sê ek, check net. Dat ons net maklik kan simboliseer daarmee. Rugby manne. En dis daarom nou iets wat Suid-Afrika regtig kan doen, né? Ons kan rugby speel op allerlei vlakke, met die bomsquad en alles. So dan is jy deel van 'n wenspan. Gaan wees deel van die wenspan. En as afsluiting wil ek sommer sê, kom ons doen sommer nou dadelik alreeds 'n deel van hierdie geloofsverklaring. Ek wil afsluit met 'n gebed. Ek wil nie die gebed doen nie. Ek wil saam met julle die gebed doen. So ek vra dat almal staan en dan gaan ons 'n gebed doen. En jy kan met tyd vir jou ander gebede ook formuleer, maar hier is 'n maklike gebed wat julle almal ken, is die Onse Vader. En ek wil jou vra, moenie net daar staan en die Onse Vader sê nie. Vat hande, hou mekaar vas.
Jy bid dit nie net vir jou nie, jy bid dit vir die ou langs jou ook. Jy bid dit vir die ou voor en agter jou. Jy bid dit vir hierdie gemeente, jy bid dit vir jou gemeenskap. Jy bid dit vir jou buurman, selfs al blaf sy hond 3 uur in die oggend. Nee. Jy bid dit vir die padgebruikers, selfs al draai voor jou in. Daar is die gebed, daar is die Onse Vader. En kom ons bid dit. En ons bid dit hardop. Onse Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. En voordat ek amen sê op die tweede een, wil ek vir jou vra. Ek wil gesinne uitdaag. Ek wil julle bemagtig. Moenie môreoggend, as die dag begin, as die werk begin, net uit mekaar uitspat. Gaan bid hierdie Onse Vader. Gaan doen dit vir 'n week, en dan vir 2, en dan vir 'n maand. Ouens, ons word toegerus. Ons moenie deur dit wat ons sien bang wees nie. God rus ons op unieke maniere toe. Gaan tree kragtadig op, in die naam van Jesus Christus. Amen. Kom voor mij, niet zoals hiervoor.
wil gereed wees as Jesus kom. Seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys, die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys, die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Amen. Amen. Julle sal maar die Here sal hulle vir julle hierdie uitdeel, by spanmaats van my, en geseënde dag vir elkeen van julle. Ek wil gereed wees vir die een wat kom. Ek wil gereed wees vir die bruidegom. Ek wil gereed wees as hy ons kom haal. Ek wil gereed wees as Jesus my kom haal. Ek wil gereed wees vir sy koninkryk. Ek wil gereed wees as hy my wil gebruik. Ek wil gereed wees as hy ons kom staan vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, sy groot naam. Kom voor in my, net soos U wil. Kom reinig my in die vuur van die heiligheid. Kom voor in my, net soos U wil. Want ek wil gereed wees as Jesus kom. Kom voor in my, net soos U wil. Kom reinig my in die vuur van die heiligheid. Kom voor in my, net soos U wil. Want ek wil gereed wees as Jesus kom.